te kan wees. Die kerk te kon wees op 'n Vrydag, op 'n goeie Vrydag en dan die opstanding Sondag, dan besef ek herdenk dit elke dag wanneer ons die nagmaal gebruik, maar hierdie is 'n spesiale geleentheid. En die mense mis dit, maar nou ry ek vanmôre en ek dink Here, my het almal gemis. Sjoe, dan sê ek Here, hulle moet maar nie dat hulle my hoor nie, want vanmôre wil ek vir hulle almal preek. Amen. As ons op die lig. Sê ons wil julle almal net vir julle daar by die huis ook baie welkom heet. Dit is so lekker om ook julle saam met ons te hê vanmôre. Ons weet as gevolg van afstand en omstandighede, partykeer situasies en ook die ministry wat wêreldwyd is dit nie altyd geleë om in hierdie plek te wees nie, but God is with you where you are. Amen. My titel vanmôre van die boodskap van my boodskap vanmôre is die krag van die kruis. Ons gaan vanmôre lees in Johannes 19 vanaf vers 17. En ek gaan so 'n bietjie vir julle net ons almal ken die verhaal baie goed. Ons ken die verhaal van Jesus baie goed. Maar dit is vir my so wonderlik hoe Heilige Gees vir my deur hierdie week soveel dinge opnuut by my opgebring het om te besef dat ek moet herdenk of ek moet bedink dit wat gebeur het. Jy weet, ek sê so baie maklik dat ek mense sien, mense sê hulle is lief vir die Here, of mense sê hulle ken die Here. Ek wil nou baie versigtig sê, mense sê so maklik hulle is lief vir die Here, en baie mense sê hulle ken die Here, maar as jy na hulle lewe kyk, dan spreek dit 'n ander storie. Wanneer mense na mense se lewens kyk, dan besef mense ons al hoe meer dat mense kom op 'n plek wat God moet by hulle blokkie inpas. Maar ek dink as ons vanmôre net so 'n bietjie teruggaan om te kyk wat het Jesus vir ons opgeoffer en wat is die prys wat betaal is, dan besef ons nie as anderste is om te sê ek wil elke dag die naam van die Here groot maak nie. Ek wil jy met vanmôre na jou hand kyk, dan kyk jy na jou hand, dan sê jy die blueprint van God is binne in my. Kyk dit. Sê the blueprint of God is within me. Jy weet as ons besef, dan dink mens, ek hoor nou die dag iemand sê dat die Bybel is 'n storie en hy kan nie, hoe die storie het nie vir hom 'n effek nie, dan besef ek, maar dis omdat hy nog nie die blueprint van God verstaan nie. Jy weet, wanneer mense met klappe om jou oë oos, dan is jy net maar in 'n ritme, en jy praat maar goed wat vir die mense se oor goed klink. Maar ek wil vir julle sê, boys, dat daar gaan 'n tyd kom, en ek dink die tyd is baie naby, dat ons nie meer die voorreg sal kan hê, om so by mekaar te kan sit nie. Ek meen daar is as ek reg is dit nou Kanada of een van die lande wat hulle nou 'n wet uitgebring het, wat hulle gesê het dat as jy nou vir iemand vertel, 'n kwoteer van die skrif, dan word jy aangekla vir haatspraak. Dis klaar goedgekeur. Hulle het ook gesê dat as jy enigstens met die Bybel net die Bybel noem, dan word jy aangekla vir haatspraak en hulle kan jou in die tronk gooi. Dan is daar ander mense wat gekruisig word omdat hulle die naam van Jesus uitspreek. Maar ons wat die geleentheid het om vrylik te kan rondbeweeg en te kan praat oor die naam van Jesus, is amper half asof ons in 'n mode gekom het van dit is maar net nog 'n storie, of is net nog 'n geleentheid, of is maar net nog 'n ding. Toe maar ek sal eendag my lewe met die Here uitsorteer. Maar ek moet vir jou sê, toe ek vanoggend of deur hierdie week die kruisiging van Jesus se storie gaan kyk, of die verhaal gaan kyk, of die gebeurtenis gaan kyk, kan ek nie anders as om trane oor my wange te sê en te sê, Here, I cannot imagine what you have gone through. But Father, I realize grace on a different level. I realize grace on a different level. En wanneer mens genade begin verstaan, en wanneer mens genade begin dit deel maak van jou lewe, dan begin jy anders na goed kyk en begin anders oor goed dink, want dit kom outomaties. En my gebed vanmôre is dat julle sal verstaan dat daar is 'n krag. Die krag wat steeds op daardie kruis Golgotha geplaasgevind het, is nog steeds vandag in werking. En dit is die Heilige Gees krag.
Jy weet toe Jesus, kom ek lees net die verhaal, dat julle die verhaal net so bietjie kan verstaan. Ons almal ken die verhaal, maar ek wil nie ons moet net so kortliks net daar deurgaan. Kom ons lees Johannes 19 vanaf vers 17. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedel in die Hebreëse Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom 2 ander, een aan elke kant, en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe, en dit op die kruis gesit, en daar was geskrywe, Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Iets vir my baie interessant, luister, hy het al klaar erken wie die koning van die Jode was, maar sy eie mense het hom nie erken nie. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreëus en Grieks en Latyn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Hoor wat antwoord Pilatus, ek het geskrywe, wat ek geskrywe het ek geskrywe. Want hy het in sy hart geweet, dat Jesus is die koning van die Jode. Maar hier kom iets baie interessant. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele vir elke soldaat 'n deel, en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad van bo af in 1 stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daarop werp, wiesins sal dit wees, sodat die skrif vervul sou word, wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopias, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disippels wat hy liefgehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun. Daarop sê hy vir die disippels, daar is jou moeder, en van daardie uur af het die disippels haar in sy huis geneem. Hierna omdat hy geweet het dat alles as volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul, en het met hopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. En dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was van die dag van daardie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom, sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hy wat dit gesien het, het dit getuig en sy getuienis is waaragtig en hy weet dat hy die waarheid spreek sodat julle kan glo. Want hierdie dinge het gebeur dat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie. En weer sal 'n ander skrif sê, hulle sal sien in wie hulle gesteek het. Tot sover. Maar wanneer ek hierdie geleesde gedeelte kyk, vra ek Heilige Gees, Here my, daar het iets vooraf, moes dit plaasgevind het, en die Here begin my neem na Johannes 4. Iets wat baie interessant was, dit is waar Jesus saam met sy disippels was, en by Pilatus was binne in die toe hulle hom nou verhoor, maar daar sê hy iets baie interessant. Hy het eers met sy disippels gepraat dan, net voor hy na Pilatus toe kom. En toe sy disippels vir hom kos gee, sê iets baie interessant. Hy sê, vers 34, my food, ek wil nie ons moet mooi luister, want ek wil nie ons moet op daardie punt kom. My food is to do the will of him who sent me and completely finish the work. Hulle het kos voorberei, maar Jesus het gesê, ek wil nie eet nie. Hy sê vir sy disippels, ek wil nie eet nie. Want my kos is nie vandag om kos te eet nie. My kos is om te doen die wil van my God, my Vader wat my gestuur het. Want Jesus het geweet, dat dit is wat vir hom voorlê, is toe hy by die kruisiging
Dit is wat vir hom gaan gebeur, dat hy gaan sy lewe moet betaal vir ons en vir my en vir jou, vir die sondes, vir die wêreld. Maar dan lees ek in vers 4 van hoofstuk 19 wat baie interessant was. Pilatus het met Jesus gepraat voor die tyd en hy sê in daardie tyd was daar 'n gebruik gewees dat Pilatus was 'n baie invloedryke man. Pilatus het die reg gehad om mense wat in daardie Paasgaptyd of daardie Paastyd sou kon kruisig word, kon hy hulle vryspreek. Want dit was sy mag wat aan hom gegee was. En op daardie stadium was daar Barabbas wat ook hy was 'n rower en hy was eintlik ook tot dood veroordeel. Maar toe kom Jesus en hy praat met hom en hoor wat sê hy in vers 4. Pilatus praat dan met Jesus, maar dit is vir my baie, dit het my net so uitgestaan. Hy gaan vers 9. Pilatus gaan toe terug in die huis. Maar ook vers 4. Kom ons gaan eers vir vers 4. Pilatus kom by hom en hy sê vir hom: "Bring ek hom vir julle buitekant toe sodat julle kan weet dat ek in hom geen skuld vind nie." Pilatus het alles van alle hoeke gekyk, maar ek kan nie hierdie man skuldig, Jesus Christus skuldig vind, want hy het niks verkeerd gedoen nie. En toe was hy besig met Barabbas, hy het met Barabbas geloop om hom te gaan. Hy moet nou gekruisig word of wat hy ook al met hom wil doen. Maar Jesus het stil gebly want hy het geweet vandag gaan hy in iemand anders se plek sterf. Wat gebeur in vers 9? Pilatus gaan terug na Jesus toe en hy sê: "Van waar af is u?" Ek wil iemand mooi luister. Maar Jesus antwoord hom, hy gee hom geen antwoord nie. Vers 10 sê Pilatus: "Praat u nie met my nie." En Jesus sê vir hom, hy vra eers, hy sê: "Weet u nie dat ek die mag het om u te kruisig, of u mag het om u los te laat nie?" Hoor wat antwoord Jesus hom. Hy sê: "U sou geen mag teen my hê, as dit u nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u oorgelewer het, groter sonde." Ek wil vandag vir u sê dat as u Jesus verwerp, ek wil vandag vir u sê, as u nie geag gee aan die boodskap van Jesus Christus nie, het jy 'n groter sonde gedoen as om hom te kruisig. Want wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees herinner ons aan hierdie boodskap. Maar wat doen die mense? Die mense kom en hulle lewe asof Jesus nooit gekruisig was vir my en vir jou nie. Maar wat het gebeur? Jesus het stil gebly. Jesus het nie gegaan en gesê: "Hoorie, maar kom ons het hieroor praat nie." Jesus het geweet, it is time that I must pay the price, for God has the plan for the world. Want hy het vir Pilatus spesifiek gesê: "Niks kan jy doen as my Vader nie die opdrag gee om dit te doen nie." Wat het gebeur? Hulle het hom uitgebring. Die mense het gesê: "Keiser, kruisig hom." En hy het Pilatus Barabbas laat vrygaan. Ons lees die verhaal waar hulle gekom het en hulle het Jesus geslaan. Ek kyk weer na daai verhaal die tyd en ek dink: Here, maar hulle het hom 39 keer gestaan. Nou dink ek by myself, kan julle dink die pyn wat Jesus moes beleef toe hom 39 keer met 'n sweep geslaan het. En hulle het 'n doringkroon gevleg. Ek gaan kyk toe op wat doringkroon, wat hulle beteken, hoe seer dit moet wees. Hulle sê dat as daardie dorings in sy kop gaan, is dit in sy senuwee ingedruk. Ek wil hê julle moet vanmôre besef dat wat het Jesus deurgegaan vir my en vir jou. En ons maak in die kerk of mense lewe asof dit niks beteken het nie. Die mense lewe asof dit 'n verhaal was wat lank terug was. Maar as ek nie op 'n plek kom waar ons sê: "Vader, ons verstaan, of ons begin te verstaan, ons begin 'n begrip te hê dat u het u seun gestuur, nie om ons te veroordeel, maar eintlik om ons te red, die enigste seun. En Here, ons wil uit dankbaarheid besluit, ons sal u volg en ons sal u gehoorsaam wees, en ons wil nie lewe soos die wêreld lewe nie, want ek het nie nodig vir die wêreld om my te oortuig nie, net hierdie daad sal my dit moet oortuig." Maar dan kyk ek na wat Jesus nog moet verdeur te gaan, toe hy daar by Pilatus sit, op pad na die hoofskedel toe. Was dit gebare het hulle verduidelik in die Ou Testament, hulle verduidelik, is 'n plek van leksheid.
Dis 'n plek waar dit was netjies mooi en skoon. Maar wat het Jesus gedoen? Hy het toegelaat dat hulle hom van hierdie rein plek waar hy is, vat na die vulgairste en die viestigste plek, Golgotha. Golgotha was soos 'n ashoop. As hulle gaan kyk na wat Golgotha was soos 'n ashoop. Daar was kopbene, weet jy dat hulle dit nie eens mense waardig ag om hulle in 'n graf neer te lê nie, party het hulle mense net daar gelos. Want as hulle die mense daar gekruisig het die voëls van die velde, hulle kom op vrede daar. Dit is wat Jesus besluit het om te doen. Maak nie saak deur al hierdie pyn en al hierdie verliete en al hierdie vernedering nie, is ek nog steeds bereid om selfs my lyf op 'n kruishout op vernederingste plek te gaan hang. God het die mag gehad. Jesus het eintlik die mag gehad om op te staan en te sê, wie wat, ek verwoes julle almal. Maar hy het geweet, God het 'n opdrag gegee. It's time. Hy was bereid om die vernedering vir my en vir jou te neem, sodat ons nie daardie pad hoef te loop nie. Maar dan sien ek baie interessant, in daardie tyd, terwyl hulle nou 2 mans langs hom gehang het hulle vir hom, jy weet, hulle het vir hom 2 kledingstukke aangetrek. Nou in daardie tyd dat jy 2 kledingstukke aangestel, dan was jy 'n baie luukse man, jy het baie luuksheid geleef, as jy 2 kledingstukke opgehad het. En Johannes praat van die verskillende uit die verskillende boeke praat van wat se kleur, was pers, of was dit 'n skalet, dit is soos 'n skakering van pers. Maar toe ek nou dit gaan ondersoek, toe sê hulle maar, dit is 'n royalty kleur. Ek weet die mense wat van edel afkoms was, het daardie kleur aangetrek. Maar hoekom het die soldate dit oor Jesus gesit? Juis om te sê, maar jy is nie 'n koning waardig nie. Jy's nie waardig om daardie robe te dra nie. Dis hoekom hulle dit van hom afgeskeer het, en hulle het in 4 gedeel. En terwyl ek ou bid, besef ek, but God's grace is for the whole world. Is for the north, the south, the east and the west. God's grace for his dignity was shed for the whole world. For the north, the south, the east and the west. Not for a certain breed. Not for a certain religion, not for a certain species, but for everyone that acknowledges that Jesus Christ is the King of Kings. Maar dan as ek gaan kyk na die tweede gedeelte wat 'n stuk was, in daai jare het hulle dit gedra, en as hulle dit so afskeer, dan was dit 'n teken, as jy dit so gee, dan was dit 'n teken asof jy naak was, hulle het geen erkenning vir dit nie, maar Jesus was selfs bereid, om volgens hulle tradisie naak te staan, to say, I sacrifice everything. I sacrificed everything. Maar dan gaan lees ons dan, toe hulle daar vir Jesus gesê het, toe Jesus vir hulle sê, ek is dors. Toe kom Jesus en hy sê, die woorde tetelestai. In vers 28, en daar het hy gesê, vers 29, en toe Jesus, die asyndeling sê, dit is volbring. Ek wil vanmôre wys vir julle daardie woord tetelestai. Nou tetelestai was 'n Latynse spreek van vryspraak. As jy mense in die regsterme sal kyk, as hulle vir jou sê dat jy is vrygespreek, dan kan geen balans wat jy het, kan weer teruggekom het na jou toe. Dit is wat daai tetelestai woord, dit is volbring beteken. Dit beteken no remaining balance can be put against you. Beteken verder, hy het 'n diepe beteken, hy sê no future collection can be put against you. Hy sê the transaction is fully settled. Besef julle vandag dat ons hele lewe is totaal en al losgekoop. Ons hele lewe is totaal en al vrygekoop. Ons toekoms is vry. Dit het 'n powerful meaning, dit beteken no defeat, but beteken completion, it's fulfillment and victory. Our sin has created a debt we could never pay. When Jesus said tetelestai, he declared the full price for sin has been paid. Daai tetelestai beteken ook verder, it is finished. Hy beteken, afgesien van jou debt wat betaal is, justice
has satisfied, but also victory has won. Ek wil vanmôre sê dat baie maal kom mense dan het 'n lewe hulle met asof daar nog geen oorwinning in hulle lewe is nie. Baie maal kom mense in situasies, ek sien, gister is ek by 'n plek en ek sien hierdie ouers so beswaard en die vrou vra van my, maar meneer, jy's dan so glimlag. Ek sê, weet jy wat, mense het hulle glimlag verloor. Maar weet jy, hoekom het ek geglimlag? Want ek het geweet, ek is 'n oorwinnaar in Christus Jesus. En ek wil juist vir hierdie man amper sê, weet jy dat jou prys is ook betaal? Of het jy hom nog nie ontmoet, die man wat vir jou die prys betaal het nie? Want baie maal is mense in 'n situasie van as ek kan nie verstaan dat mense nog vandag sê, dat die dinge is vir my te moeilik, ek kan nie daaroor kom nie, dan sê ek mense, julle verstaan nie daai woord, dit is volbring nie. As ons daardie woord, dit is volbring, bedink en ons maak hom bietjie oop en ons, jy weet nie, ek was nou nie in biologie nie, maar die kere wat ek al gehoor het van my vriende wat hulle sê by biologie, dan beteken hulle dissecte ding. Hulle haal hom uit mekaar uit. En ek vat net daardie een woord, dit is volbring. Dan besef ek, Here, dat elke stryd wat ek aanpak, is gewen. Maar nou sê julle my vra, maar hoekom sien ek dit partytjie nie? Want hoekom? Ons moet weet dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose gees, die magte in die lig. So partytjie kom die vyand en hy sê wel, ek gaan probeer om jou te mislei, maar as jy weet wat daai woord vir jou beteken het, jy weet daai stempel is soos 'n kaart in transport en ek kan enige plek gaan, dan wys ek net daardie stempel. Jy weet, ek ry gister, laasweek ry ek, kom by my op, wat beteken die stempel? As 'n man in die pad loop, en hy wil jou stop, maar hy is nie 'n geregsdienaar nie, het hy die reg om jou te stop? Heel waarskynlik nie. Maar het jy gekyk, as ons nou op van Hermanus kom, dan doen hulle baie sulke padpatrollies, maar as daai man oorloop, en hy steek net sy hand op, dan staan hy in die autoriteit wie hom aangestel het. Ek wil vandag vir jou sê, dat jy in jou situasie kom, as jy begin staan met daardie stempel en daardie autoriteit, sal geen situasie jou onderkry nie. As jy vanmôre sê, maar ek verstaan die vryspraak boodskap opnuut, hy is nog tot vandag toe is dit effektief. Dis nie net 'n ding wat gebeur het 2000 jaar terug nie. Dit is iets wat elke dag deel van my lewe is. Dan sal ek nie toelaat dat skuldgevoelens my onderkry nie. Maar hoekom gebeur dit? Want ons het nog nooit 'n deel gemaak van ons eie nie. Jy weet, baie mense sê, jy weet, as jy 'n vrou ontmoet, dan raak jy mos verlief. Maar dan raak jy net lief. Maar weet jy wat, ek vra elke keer, Heilige Gees, en ek vra Here dat ek net daai verliefdheid, daai butterflies het toe ek die dag toe ek Adel sien, ek moet dit nooit verloor nie. En as ek aan Jesus dink, wil ek dieselfde dink. I never want to lose that first love. Want wat gebeur? As ons soos ouer raak, dan raak ons amper af, dit is maar net deel van my lewe. Maar as ek dink aan daardie dag, toe ek my hart aan Jesus Christus gegee het, ek was so aan die brand, ek onthou ek was op skool, die Here het my so radikaal gered, dat ek wou die hele skool na die Here toe lei. Want hoekom? Ek het die bevrydingsboodskap verstaan en ons gesnap. Die Here doop my met die Heilige Gees toe ek 12 is. Want ek het gehonger daarna, ek het gesê, Here, I just want more and more and more and more. As ons hierdie boodskap van oorwinning begin verstaan, then I will just say, you will want more and more and more of Him. Maar wat gebeur? Ons dink maar net, die tyd kan maar aangaan. Ons het baie tyd oor. Maar dan gebeur iets baie interessant. Toe die disippels, toe die mense kom, die wagte kom, en hulle besef, maar kyk, daar moet nou niemand op hierdie kruis hang nie, hy moet af. Toe sê hulle wel, dan moet ons hulle bene breek. Maar God het dit geweet, lang terug, dat 'n man se gees is in sy gebeendere. En hy het 'n profesie laat uitgaan, dat geen been van my seun gebreek sal word nie. En daarom is dit so belangrik dat ons moet verstaan, dit het nie net gebeur per toeval nie. God het dit wat lank terug gesê was, en ek gaan vir julle wys, wat lank terug gesê was, het hy weer opnuut gelaat plaasvind. Weet jy, ek kyk 'n ding wat hulle wys, toe hulle daai spykers deur Jesus gesit het hulle hom deur sy gewrigte geslaan. En ek sien daar mediese terme,
Kan jy dink hoe seer dit moet wees? Ek kan my nie indink nie. Ek onthou toe ek my tendon afgetrap het, en toe hulle daai tendon heg, hoe het my hele lyf gebrand van daai een spesifieke senuwee. En daar die mediese verklaring sê, hulle het juis daardie spyker deur die gewrig geslaan waar al die senuwees bymekaar kom, sodat daardie pyn sy hele lyf die heeltyd as hy beweeg sou brand. Kan ons dit imagine? Jy weet, Chris vertel vir my nou, hy sê hy het 'n prentjie gesien van ou, toe hulle sê hoe groot Angus Buchan het probeer bepaal hoe groot daai spyker was. Hy sê so groot soos 'n koevoet. Is nie 'n gewone dakspyker nie. Dan besef ons, het Jesus deur al hierdie pyn gegaan vir niks. Het Jesus hierdie prys betaal vir niks. Hy het juis hierdie prys betaal sodat ek en jy in oorwinning kan leef. Hy het juis hierdie prys betaal sodat ek en jy vanmôre kan sê, I have the victory of Christ in me. Hy het juis hierdie prys betaal, daardie pyn het hy deurgegaan sodat juis ek en jy kan verstaan en kan sê, my blood was shed for you and for me. Maar nou vra ek myself die vraag af, daardie ding van die bene wat nie gebreek was nie, wat amazing was, wat die soldate gedink het, nou hoekom het hulle die bene gebreek? Hulle het juist die bene gebreek sodat die mense nie meer krag gehad het om die asem terug te hou nie. So hulle breek die bene, dan hang jy, dan versmoor jy vinnig. Maar God het gesê, ek sal nie toelaat dat my seun so verneder word nie, want ek het gepraat verteer vroeër. No bone of him will be broken. Wat het hy gesê? Hy sê hierso, jy weet in Matteus 26 vers 28, toe Jesus het sê, hy gaan nou vir julle wys van die been, maar toe hy 26, hy het gesê, in die Amplified, drink from it all, for this is my blood of the new and better covenant. Toe Jesus daai bloed gestort het, toe hulle daai spies in sy gedruk, sê hy eintlik, I have created a new covenant with you, which ratifies the agreement and has been poured out for many as a substitutionary atonement for the forgiveness of sin. Nou jy weet, elke keer wanneer ons hierdie sakrament herdenk, jy weet, ek kom al by soveel kere, dan sien ek mense gebruik, waar ek al bedien het, dan sê hulle mense gebruik die nagmaal asof dit niks is nie. Maar as ek het verstaan wat Jesus bedoel het, toe sê I shed my blood, dan sê ek het vir jou, elke keer het ek met jou 'n nuwe verbond gesluit. Ek het my bloed vir jou gestort, sodat jy kan vry wees vanmôre. Romeine 5 vers 6 tot 8 sê, such hope in God's promises never disappoints us, because God's love has been abundantly poured out within our hearts through the Holy Spirit who is given to us. While we are still helplessly, powerless to provide for our salvation, at the right time Christ died as a substitute for the ungodly. Nie die godly nie, the ungodly. Now it is an extraordinary thing for one to willingly give his life for even an upright man, though perhaps for a good man. One who is noble and selfless and worthy, someone might even dare to die, but God clearly shows and proves his own love for us by the fact that while we were sinners, Christ died for us. Maar daar waar die been gebreek was, wil ek vir julle lees in Numeri 9 vers 12. They shall leave none of it until morning, nor break any of its bones, in accordance with all the statutes of the Passover, they shall observe it. Ek wil vandag sê, elke persoon wat Jesus Christus verwerp, sal die prys betaal, hulle sal hierdie gebeurtenis, sal hulle voor hulle gehou word, en gesê, as jy nie Jesus Christus deel maak van jou lewe nie, wil ek vir jou sê, dat daar 'n skrif, in die woord wat vir jou gaan sê, luister daardie skrif, hy sê hierso in Sagaria 12 vers 10, I will pour out on the house of David and on the people of Jerusalem the spirit of grace. Op ons is 'n spirit of grace, unmerited favor and supplication. And they will look at me whom they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an elderly son, or only son, and they will weep bitterly over him as one who weeps bitterly over a firstborn. Daardie mense wat Jesus verwerp, daardie mense wat Jesus
Spesies as hy gesit het, wanneer hulle hom gaan sien, gaan hulle huil soos iemand wat hulle eintlik hulle enigste seun verloor het. Die Bybel sê, hulle gaan ween soos iemand wat hulle eerste kind verloor het. Die Bybel sê in Openbaring 1 vers 7 sê, Behold, he is coming, with the clouds and every eye will see him, even those who pierced him, and all the tribes, nations of the earth will mourn over him, realizing their sins and guilt, and anticipation the coming wrath. So it is to be. Amen. Dan besef ons opnuut, as ek hierdie gedeelte lees, dan sê ek, Here, ek wil nie deel wees van daardie groep, wat wanneer U terugkom, te sê, julle het vir my verwerp, en julle het eintlik die pyle in my sy ingedruk nie. Ek wil wees 'n groep wat sê, I have accepted Jesus Christ. I have accepted Him as my King of Kings and my Lord of Lords. I have accepted Him as my one and only Savior. And I live my life according to the principles, the boundaries, what God has set. Not what world has set, but what God has set. En as jy op daai punt kom, dan gaan hy vir jou sê, goeie en getroue diensknegt, hoeveel sal ek jou aanstel? Maar dis 'n preek op sy eie. Ek wil vanmôre net, as jy na jou hand kyk en jy besef in jou fiber en jy weet, God het so in detail gewerk, dat hy nimmer in sy profete het hy geprofeteer van wat met sy seun gaan gebeur, maar dan het hy ook in elke detail, toe hy die mens gemaak het hy in elke detail die mens, die kruis ingebring. Besef ons dat God het in soveel detail in elke persoon homself ingebring. Maar almal lewe, mense leef asof dis nie vir hulle nie. Jy weet, toe ek weer eens, toe ek vanoggend ry en ek sien hoeveel mense gaan op vakansie, my nie verkeerd verstaan nie, dis goed om op vakansie te gaan, maar nou nie sê ek sê jy mag nie op vakansie gaan nie. Ek sê net, wanneer so 'n groot gebeurtenis vier word, kon jy net na hierdie tyd op vakansie gaan. Want hoekom? Ek sou sê, dit is 'n tyd waar gelowiges bymekaar kom, to honor what Jesus has done on the cross. Om te sê, Lord, we acknowledge the fact that you went to the cross. You walked the Via Dolorosa. Jy het die lydingspad geloop, sodat ek vanmôre vry gekoop is. My skuld is betaal. Ek kan vanmôre vry staan en ek kan sê, maak nie saak wat 'n situasie na my toe kom. Ek weet, God het my lief. Hy het sy enigste seun gegee. Maar wanneer ek kyk na daai DNA kruis, is dit vir my, wanneer ek na hierdie ding kyk, dan besef ek elke sel het Christus se kruis in hom. Nou daai prentjie is baie vergroot. En dit spreek vanmôre, die kruis spreek vanmôre wie jy is. Dit is die simboliese betekenis, dit het baie simboliek. Die kruis sê vanmôre dat jy's geskep met 'n goddelike ontwerp. Die kruis sê vanmôre dat Jesus se offer aan daardie kruis raak jou in elke sel van jou wese. Besef jy vanmôre dat die kruis is simbolies in jou liggaam, se ontwerp weerspieël God se werk van die kruis wat in jou lewe sigbaar moet wees. Ek sê weer, soos die kruis simbolies in jou liggaam se ontwerp weerspieël word, so wil God hê dat die werk van die kruis in jou lewe sigbaar moet wees. Ek wil vanmôre vir boys vra, vir hulle op die lig, as jy vanmôre dood eerlik is met jouself, weerspieël jy Christus. As hulle vanmôre wet moet aankondig en sê dat geen meer Bybel mag gepraat word of gespreek word nie, sal mense in jou lewe kan sien, I represent the King. Of sal ons weer op 'n punt kom en sê, Here, baie dankie vir die geleentheid wat ek het, om weer myself opnuut te ondersoek, dat ek na my hart sal kyk en sal sê, Here, I want to acknowledge you as my King. I want to acknowledge you as my Lord. And I want to acknowledge you as my Savior. But most of all, I will be obedient to what you want me to do. Wat is ons opdrag? Ons opdrag is om vir die wêreld te vertel wie Christus is. Ons opdrag is om vertel vir die wêreld te wys dat Christus leef. Ons opdrag is om vir die wêreld te wys
Wat maak ons verskil van ander? As ons God het opgestaan, ons gaan Sondag dit herdenk, maar ons kan weet, hierdie scenario moes plaasvind, hierdie pyn moes plaasvind, sodat ons kom op 'n plek waar ons weet, Jesus het die prys betaal, sodat ons kan lewe. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Die kruis is 'n bewys van God se liefde vir ons. Volgende geslaid. Sy enigste seun is gegee as 'n offer vir ons sonde. Wat het die kruis verander? Die kruis het jou skuld verander na vergifnis toe. Die kruis het jou pyn verander na genesing toe. Die kruis het jou dood verander na lewe toe. Jesus het nie vir jou en vir my gesterf verniet nie. Jesus het gesterf sodat ek en jy kan leef. Dra ons vanmôre daardie boodskap uit. Dra ons vanmôre daardie boodskap. Maak ons dit deel van ons lewe vanmôre, dat ons kan erken en ons herinner aan hierdie gebeurtenis. Jesus, baie dankie dat U in my plek gesterf het. Thank you, Jesus, that you took Barabbas. We are the Barabbases. We are the Barabbases that were supposed to die. But then Jesus came, He kept quiet, and He walked the Via Dolorosa for me and for you, so that we can be set free. Weet jy sê vanmôre, maar ek het 'n siekte in my lewe, hoekom maak die Here dit nie gesond nie? Het jy al daaraan gedink dat Jesus kan daai siekte gebruik, nie noodwendig, maar hy kan dit gebruik vir jou as 'n getuienis, om vir ander te wys, wat is geloof? Wat maak 'n siekte? 'n Siekte is nie noodwendig 'n doodvonnis nie. 'n Siekte is 'n situasie, waar jy kan sê, ek sal nie toelaat dat 'n siekte my onderkry nie. Jy weet, ek praat nou die dag met iemand en hy vra vir my oor hoe gaan my gesondheid? En julle weet, ek het 'n siekte wat geen mediese kan oplos nie. Ek het gesê, well, because of the cross, I will never acknowledge that sickness. Ek sê vir hom, because of the cross, I will not acknowledge the fact that that disease will kill my body. Because there's life and death in the power is in our tongue. I realize that medically, there are certain things happening. But I'm not allowing that thing to destroy my joy. Wat is die belangrikste ding in ons lewe? Is wat voed jy en ek? Wat is die belangrikste ding in ons lewe? Wat kom jy en ek op 'n punt om te sê, is ek gebind? Daardie siekte kom my vasbind. Toe hulle daardie diagnose vir my gegee het, kon ek letterlik myself in 'n gat ingesit het, maar ek het besluit, niks sal my onderkry nie. Want hierdie daad, toe ek hierdie daad weer lees hierdie week en ek dit so bedink, toe sê ek, Here, maak nie saak waardeur ek gaan nie, dit is nie eens 'n fraksie van wat U vir my gedoen het nie. Ek kan nie eens my indink. Die bietjie seer wat ek partykeer beleef, kan ek nie eens indink dat die hele tyd die Here dit beleef nie. Want die Here het vir my gedoen en vir jou gedoen. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy vanmôre voor 'n krisis staan, as jy vanmôre voel dat situasies is te veel, laat toe dat hierdie kruisgedeelte vir jou opnuut 'n werklikheid word. Sê, I have got the blueprint of Christ in me. Die Here het daardie kruis 4 punte gevat, sodat daar 'n koneksie is in jou liggaam. Van jou hoof tot jou voete, van jou links tot jou regs, is jy gekonnekt aan Christus Jesus. Nie net 'n gedeelte nie, maar jy moet totaal en al uitverkoop wees aan hom. Daar's 'n paar skrifgedeeltes, ek het vir julle op die blaadjie gegee, wat Jesus gegee, maar ek gaan Jesaja 53 vers 5 mee afsluit. Die Amplified sê dit vir my so mooi. But He was wounded for our transgressions. He was crushed for our weaknesses, our sin, our injustice, our wrongdoing. The punishment required for our well-being fell on Him. And by His stripes, wounds, we are healed. Amen. Kom ons maak sluit ons oë. Vader, ons dankie vir die voorreg wat ons het, om opnuut te kan besef, Lord, You are bruised for our transgressions. En Here, vanmôre staan ons as voice en elkeen van hulle op die lig. Kom ons opnuut, ons wy onsself aan U toe, Here. En ons sê dankie vir daardie kruisgebeurtenis. Dankie Vader dat U U enigste seun gestuur het,
Soos wat Johannes 3:16 sê, ek het my enigste seun gestuur het. Ek het my enigste seun vir die wêreld gegee. Soos Johannes 19:30 sê ek, dit is volbring. Sodat Petrus skryf, hy sê selfs ons sondes in sy liggaam aan die kruishout gedra. Waar Romeine sê God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir my en vir jou gesterf het, toe ons nog sondaars was. Here, dankie, dat U die prys betaal het. Dankie Here, dat ons vanmôre kan sê, it is finished, dit is verbrei, dit is volbring. Ons kan vanmôre sê, ons is vrygekoop. Ons kan vanmôre sê, ons het oorwin. Maar ons kan vanmôre sê, Here, ons weet, ons het krag in God. Ons bid dit alles in Jesus wonderlike naam. Amen. Dankie vir julle op die lig. Mag julle geseën wees en die Here se goedheid en guns gaan met julle. Voordat ons nou aan die bespreking toe gaan, wil graag vir julle 'n videoetjie speel wat net vir ons wys wat Jesus vir my